Vir my altyd die hoogtepunt van 'n Christense lewe elke jaar. Om nie net te getuig van 'n leë kruis nie, maar ook 'n leë graf. Wat 'n voorreg om dit te doen. Ons begin vanoggend met 'n titelende lied. Jesus alleen, U sterf vir my, U oorwin die dood. Jesus alleen in U spore volg ek, gegee deur die Vader, wat die wêreld so lief gehad het, gevolg. En ook, toe jy die ewigheid ingaan, die Heilige Gees, wat U stuur. En daarom vandag, groot vreugde en eerbied en aanbidding, vir die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Met 'n opstanding Sondag, is daar 'n gedeelte wat 'n mens voorhou uit een van die 4 evangelies, of dalk uit meer as een, wat hierdie oomblik beskryf. Maar daar is 'n gedeelte 'n bietjie verder aan, geskryf aan die mense wat in Filippi gebly het, waar daar in 'n paar verse opgesom word, wat eintlik op hierdie dag gebeur. En ek wil vandag lees uit Filippense 2, en ek gaan lees vanaf vers 5, sodat jy die bekendheid hiervan kan hoor. En ongelukkig baie keer as mense hierdie gedeelte lees en jy lees vanaf vers 5, dan fokus mense op vers 5 en dit gaan oor jou gesindheid. Maar let 'n bietjie op vanaf vers 6 wat daar beskryf word. Filippense 2, ons lees vanaf vers 5 op bladsy 2, 3, 4 in die Nuwe Testament. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe hy in vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is. Sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde. En elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God, die Vader. Lees vandag net tot hier, geliefdes. We gaan saam 'n gebed doen, en die oomblik as ons klaar gebid het en ons sê Amen, dan gaan ons dadelik die volgende lied sing. Ek gaan dit nie aankondig nie, daardie lied gaan ons gebed afsluit. Maar voor ons dit doen, kom ons sluit ons oor. Here, 'n oomblik soos hierdie, maak 'n mens stil. Dit vat die woorde uit jou mond uit. En as die wêreld besig is hier buite om ander fees te vier, of om lang naweek te hou, kom juig ons hier voor 'n oop graf. Here, ons sien dit nie net as 'n oomblik in die geskiedenis nie, dis nie 'n wonder soos 'n natuurwonder wat ons kom besoek en dan weer gaan, en hierdie oomblik maak ons almal se lewens anders. En daarom word ek stil, Here. Ek word stil in verwondering. Ek word stil in diepe dankbaarheid. Ek word stil want ek weet my lewe is veilig in U hande. Hoor dan ook vandag die gebed wat ons bring, en beleef ons dankbaarheid in woord en gebed en sang. Dankie, Here, vir die voorreg om U ook vandag te kan dien en om voor U te kan aanbid. Amen. In die kerkjaar staan die Saterdag bekend as Stil Saterdag. Die een dag wat ingedruk is
tussen Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. En as jy die dag by die kruis was, en jy het gesien wat gebeur het, en jy het in die skaduwees geskuil want jy was bang vir jou lewe, maar aan daai kruis het jou Here gehang, jou meester, jou rabbi, en hy was seer en stikkend. Was dit 'n moeilike Saterdag? Jy sien die Joodse Sabbat het op 'n Vrydag 6 uur begin en tot op 'n Saterdag 6 uur die middag geduur. Die hele Saterdag was Sabbat. En as jy 'n Jood was, mag jy nie veel gedoen het op hierdie Sabbat nie. En as jy iemand was wat in die skaduwee staan en kyk het, hoe hulle jou Here se slap liggaam van 'n kruis afhaal en 'n graf gaan neerlê, en jy wou hom vir oulaas versorg, was Saterdag verskriklik lank. Dit was waarskynlik die langste Saterdag in mense jeugis. Jou sintuie het vir jou vertel dat hulle met jou Here gemaak het, jy kon sien die liggaam is slap. Jy kon hoor mense sê, hy haal nie meer asem nie. Jy kon sien daar's water en bloed by die wond uit. Jou sintuie het gesê, vanaf is jou Here stil en sy teenwoordigheid is net 'n herinnering. Maar ongelukkig is Saterdag verby. En dis 'n lang nag. En Sondagoggend vroeg, dis nog skemerdonker buite. Die son is nog nie uit nie, dit maak net 'n ligkrans op die horison. Is jy op pad graf toe? Daar's iemand saam met jou. Julle voetstappe weer klink in die skemerdonkerte, half huiwerig. Julle stemme is gedemp. In julle hande 'n klein flesie olie. Vir oulaas. Ek gaan hom vir oulaas my Here se liggaam te salf. Vrydagmiddag was 'n barkel gewees. Jy sien alles wat moes gebeur het, moes vinnig gebeur het. Teen 6 uur die aand moes die liggame van die kruis afgewees het. En die ander moordenaars is eers na 3 dood. Vinnig afhaal, vinnig doeke omdraai. En is eintlik so ironies, wat gebeur op Vrydagmiddag, is dat die mense wat hom altyd in daglig gevolg het, in die skaduwees wegkry. En uit die skaduwees uitkom daar 2 manne wat hom nooit in die daglig gevolg het, want hulle was te bang. Die een is Josef van Arimatea. Hy kom en hy sê, ek het 'n graf wat ek eendag myself wil laat neerlê. Is 'n nuwe graf in 'n tuin, nie uitgekap. Niemand het nog ooit tevore daar gelê nie. Kan ek die liggaam kry? Pontius Pilatus sê ja. En saam met hom uit die skaduwee 'n tweede nagdisipel, Nikodemus, lid van die Fariseërs, lid van die Joodse Raad, ook nooit 'n volgeling in die daglig nie, kom met 50 liter balsem, mirre en alwyn. Iets wat 'n mens dikwels mislees. Jy lees dit Matteus 27 hier op die einde. Terwyl hulle 2 besig was om hierdie liggaam te balsem, by die 50 liter balsem salf en die doeke vinnig om te draai soos wat net 'n man kan, sit daar 2 vrouens, een kant. Gaan lees dit staan daar. Hulle mag nie deel wees nie. Hierdie 2 manne het nou oorgeneem. Maar ek dink in hulle stilligheid, dink hulle by hulle self, ons moet maar terugkom. En dis wat gebeur toe, die Sondagoggend, na die langste Saterdag ooit. Die Sondag is dit die 3de dag, dat die liggaam in die graf is. En in daai graf lê iemand wat 'n paar dae gelede vir Martha in Betanië gesê het met haar broer se dood, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal altyd lewe al sterf hy. Wie in my glo, sal in die ewigheid nooit sterf nie. Maar hy lê hy self
in die graf. Die outeur van hierdie woorde, die eienaar van hierdie woorde, word op 'n Vrydagmiddag aan 'n kruis opgehang. En Rome wil 'n les leer, die kruis op daai koppie was altyd 'n afskrikmiddel, moenie moeilikheid maak nie, moenie moeilikheid soek nie, jy gaan daar land. Hy word op die breedste manier gekruisig op bloedige Vrydag. En na bloedige Vrydag kom stil Saterdag. En anders as Lazarus is daar vir hom nie 'n goeie vriend op pad wat sy stem gaan roep, sy naam gaan roep en hy gaan uit die graf uitkom nie. Anders as Lazarus is daar niemand vir hierdie dooie vernielde Here op pad nie. En dan kom die skarrelvoete die oggend daar. Botteltjie balsemolie in die hand. En dan die grootste skok van alle skokke. Die graf is leeg. Sommige evangelies praat van engele wat met hulle praat, maak nie saak of daar engele was of nie. Die mense kom aan, die klip is weggestoot, die graf is leeg, die doeke lê een kant opgevou. Nou as jou sintuie vir jou Vrydag gesê het, al jou sintuie, hy is dood, hy is leweloos, hy is stikkend, hy is vernield, sy kop hang, dis 'n slap liggaam, gaan jy voort met hierdie sintuie. En die eerste gedagte wat by jou opkom, iemand het hom kom vat. Iemand het in die nag gekom, hopelik na Sabbat, en toe dit donker was, toe niemand gekyk het nie, iemand het jou Here kom vat en iewers anders met hom heen gegaan. Ek dink daar gaan soveel gedagtes deur jou kop. Maar jy is verkeerd. Die graf is leeg. Daar's niemand om te salf nie. Daar's niks om te balsem nie. Daar's niemand of niks om met goedheid te omgewe nie. Daar's niemand waarom jy 'n nuwe vasdoek kan dra nie. Maar niemand het hom ook kom vat nie. Niemand het hom kom haal nie. Niemand het hom kom opeis nie. Niemand het hom kom steel nie. Niemand het hierdie liggaam kom verwyder nie. Niemand. Hierdie graf was leeg voordat iemand dit kon doen. En hierdie graf was leeg voordat iemand met enige albaste flessie olie kon kom om laaste eerbied te bring. Nou is dit so ironies. Op daardie oomblik is dit moeilik om te glo. Want dood is dood en graf is graf. En sy dood was 'n openbare dood. Sy kop het voor tientalle mense gehang. Sy liggaam was verniel en stikkend terwyl almal dit kon sien. Natuurlik weet die wêreld nie wat om met hierdie toneel te doen nie. Ons het Vrydag gehoor dat hom gekruisig, want die wêreld het nie geweet wat om met sy tipe liefde te doen nie. En nou ewe skielik weet die wêreld ook nie wat om met 'n oop graf te doen nie. En alwaarin hierdie mense kan dink waarskynlik is waar is hierdie liggaam? Waar is hierdie vernielde liggaam? Dis 'n nuwe werklikheid en almal wat iemand verloor het sal altyd vir jou sê, die oomblik as iemand dood is, het jy te doen met 'n nuwe werklikheid. 'n Werklikheid sonder hierdie persoon. Jy moet aangaan, jy moet voortgaan, maar jou werklikheid is nie. En in hierdie geval groot hartseer, die einde van 'n era, en hoe jonger iemand doodgaan, hoe moeiliker is dit, want daar was soveel ongeleefde lewe. En as jou Here op 33 sterf, bly dit maar baie moeilik. En so kry Jesus se opstanding 'n tema, ongeloof. Hy staan op in ongeloof. Hoekom? Niemand kan glo
dat hy opgestaan het. Dit word nie 'n opsie nie, dit word nie iets wat hulle in hulle koppe hou vas nie, dit word nie 'n geleentheid wat hulle kan dink, maar iets anders het gebeur as iemand wat net sy liggaam gesteel het nie. Soos met Lazarus, wat niemand gedink het op die 4de dag uit die graf uit kan kom nie, word Jesus se leë graf. Opstaan is nie 'n opsie nie. Weet jy wat maak dit moeilik? Hy het gesê hy gaan opstaan. 3 keer. Jy kan dit lees in Markus 8 vers 31, Markus 9 vers 31, Markus 10 vers 34. Elke keer dieselfde woorde. Ek gaan Jerusalem toe gaan. Ek gaan baie ly, ek gaan uitgelewer word. Hulle gaan my vir die heidene gee, ek gaan gekruisig word, ek gaan sterf, ek gaan die dood oorwin, ek gaan op die 3de dag opstaan. 3 keer. Dis sy mense gesê. 3 keer. Maar die oomblik as dit gebeur, vergeet almal. Niemand is gereed vir 'n opgestane Here nie. Weet jy wat, ek en jy bely dit vandag op Paaszondag. Ek en jy is hier by mekaar, ons jubel, ons harte juig. Maar dit is ook nie altyd maklik om daar buite te praat en te leef saam met 'n opgestane Here nie. Kyk baie keer hoe lyk jou gesig, kyk baie keer hoe lyk jou optrede. Kyk baie keer hoe lê ons wesensvol, lyk dit soos iemand wat werklik dankbaar is oor 'n leë kruis en 'n leë graf. Dit is vandag baie maklik om te sê die Here het opgestaan, ons het dit net nou gesing. Dis Paaszondag. Dit volg op Goeie Vrydag en Stil Saterdag. Maar dit gaan nie oor die goed wat jy bely nie. Dit gaan oor die goed wat jy uitleef. Dit gaan oor die waarheid en die werklikheid wat sigbaar moet wees in ons lewens. En is hierbare gedeeltes soos Filippense 2 eintlik kom help toe dit te moeilik raak om te sien wat gebeur. Filippense 2, 'n paar verse, 5 verse, vertel vir ons van die pad wat hy gevolg het. Waar dink jy Jesus se pad begin? Baie mense sou sê Bethlehem, Judea, toe Nazareth. Nee, sy pad het begin in die hemelse troonsaal. Dis waar het begin. In die gestalte van God. Self God. En dan sê hierdie vers, hy het hierdie gestalte van God, hierdie Godheid, nie aangekleef nie. Hy het geweet op 'n stadium moet dit aan een kant toe skuif. Johannes 1 vers 1 getuig dit ook baie mooi. Onthou jy die woorde, aan die begin was die woord by God en die woord was self God. En hierdie woord het mens geword en onder ons kom woon. Hy was self God. Maar dan sê Filippense 2, hierdie gestalte van God het hy homself nie aangekleef nie. Die tweede stap het gevolg. Hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en onder ons te kom woon. Eintlik sê die Grieks, leeggemaak. Hy het homself leeggemaak van daai goddelike gestalte om in die gestalte van 'n slaaf onder ons te kom woon. Dis nie al nie. Toe het hy verder gegaan, sê die volgende vers. En op 'n goeie Vrydag het hy homself verder verneder deur in 'n kruis vasgespijker te word, sodat hy kon sterf vir ons sondes. Dis waar ons geëindig het met Vrydag. Dit was die boodskap van Stil Saterdag. Maar dan kom jy by vers 9. Dan verhoog God hom.
Lees vers 9. Dan verhoog God hom. Nou die Griekse woord is hier hyperrapso. En hyperrapso beteken verhoog soos in 'n nuwe status. Jy kry verhoging, daar's 'n nuwe rol, of fisies optel of uitlig. Voordat daai Sondag 'n paar hande kom steel, kom verwyder. Voordat daai Sondag 'n paar hande kom balsem, kom salf. Het God hom gehyperrapso. Opgelig, uitgelig, uit die deur. En aan hom 'n naam geskenk, bo alle name, sodat elkeen die knie sal buig voor hierdie naam. Die in die hemel, die op die aarde, die onder die aarde, en elke tong sal getuig oor die naam. Christus is die Here tot eer van God die Vader. Dis wat hy Sondag gebeur het. Hy is uitgelig, opgelig uit die dood. Hyperrapso. Snaaks, het was moeilik om te glo, was dit nie? Maria Magdalena wat agterbly by die graf nadat die disippels huis toe is, niemand weet wat om in die leë graf te doen nie, kry uiteindelik 'n tuinier se aandag, en in die skemerdonkerte kom sy na hom toe en sy sê, weet u wat hulle met hom gemaak het? Sê asseblief vir my, waar hulle hom neergelê het. Jy lê 'n dooie liggaam neer. Hy het opgestaan. En dis die opgestane liggaam wat vir haar sê, Maria. En dan herken sy hom. Hy het nie gekom om hierdie wedloop te begin nie. Hy het gekom om hierdie wedloop volledig te voltooi. Ek wil jou vertel van iemand van wie ek gelees het, wat onderstreep wat hier gebeur. 'n Atleet in die 60er jare met die naam John Akwari van Tanzanië, wat in die 1968 Olympiese Spele deelgeneem het in Mexico-stad, die marathon, 42 kilometer. 78 manne wat begin het, en dan halfpad, 'n groot botsing. Hy is ook betrokke. 13 klim net daar van die baan af, hulle het seer gekry, hardloop nie verder nie, ambulans is daar, John Akari het 'n gedislokeerde knie, 'n stikkende skouer en 'n stikkende been, maar hy bly aangaan. Almal sê vir my, jy moet stop, dis reg, hoef nie te voltooi nie, was 20 kilometer oor. Hy gaan aan. Ondanks die pyn, die ongerief, elke tree wat 'n marteling is, gaan hy aan. Die wedloop word gewen deur iemand in 'n tyd van 2 uur 20 minute. Die medalje geleentheid vind plaas, die goud, silwer en brons word toegeken, die skare begin huis toe gaan, en 1 uur en 5 minute later, 3 uur en 25 minute, strompel hy oor die wedstryd. Die paar mense wat oor is, gee hom 'n applaus. Die televisiekameras wat nie meer alle atlete het om af te neem, nie storm nader en dan die vraag hoekom. Jy kon ook afgeklim het. Jy kon ook gestop het. Jy moes gestop het. Niemand sou iets anders van jou gedink het nie. Niemand sou kwaad gewees het nie. Hoekom het jy die wedloop voltooi? En dan sy woorde. My land het my nie 5000 myl ver gestuur om 'n wedloop te begin nie. My land het my 5000 myl ver gestuur om 'n wedloop te voltooi. Op 'n Sondagoggend
met 'n lichaam, is die wedloop eers voltooi. Moenie vassteek by Vrydagmiddag nie. Moenie jou Here benader as 'n dooie Here. Moenie jou Here benader asof hy steeds in 'n graf is, of iemand hom gevat het, wat die Jode vandag nog glo, en gaan wegsteek. Die graf is leeg. Eers op hierdie oomblik was die wedloop voltooi. God voorsien, hyperrapso, 'n leerkruis en 'n leeg graf. Wil jy vandag hier uitstuur met hierdie vaste wete? En as jy jouself soms vind op 'n plek waar jy Jesus hanteer of aan hom dink of nie aan hom dink nie, amper soos die een wat aan die kruis bly hang. Help jouself reg. Die wedloop is volledig voltooi. God het hom klaar opgelig, uitgelig, sodat ook jou knie sal buig. Amen. Dit klink, Here, heilig, heilig vir ewig. Ook my stem, ook vandag, Here. Môre sal dit dieselfde wees. Opstandingssondag is nie 'n dag in my lewe nie. Opstandingssondag, Here, maak my hele lewe anders. Opstandingssondag kenmerk my lewe. Laat dit wees dat wat ek doen en wat ek beplan en wat ek uitleef sal wees tot die eer van U naam. Amen.